So jou lande is klein, nee. Maar jy wil ook 'n Badger hê. Daar is vir jou 'n lift ene. As jy nie kan ordentlik draai nie en dan word jy hoe gaan jy nou kunsmis vloeibaar of iets daar deursit? Dan kry jy weer tanks op die trekker. Nee. Ook deur Badger. Ek praat hier met Thys. Hy gaan my meer vertel wat sy ervaring tot dusver. En as dit so nat is, ek julle sien maar geraai ding deur. Thys, hoe lyk dit? Goed om jou te Nee, wat doodstil rustig. Right, julle is hier doenig. Julle het nou die eerste Badger liftplanter in die land. Wat hardloop, verduidelik my gou. Hoekom het julle gegaan vir die liftplanter en wat was die behoefte agter dit gewees? Omrede ons net boontjies plant en nie mielies nie, het jy nie die tank agter op die planter nodig nie. Ja. So al wat hy vat net saad. En jy korrelkunsmis en daai gedoen. Korrelkunsmis niks nie. En dan plant jy baie vinniger, want jy staan nie so baie nie. Dis net die saad wat jy gooi en die water vat hy 2000 liter water wat hy voor op sy neus was. En julle het nou actually hierdie Badger tanks wat julle ook hier opgesit het. En dan wat spuit ek het gesien as ek 'n spuitjie so agter, wat spuit julle dan nou? Dit was nou voor opkomstige wat ons spuit. En dan kan ek by die water ook rande opsit, soos plekke wat ek nie kan inkom nie wat te nat is, dan probeer ek net so met die planter plant. Amper soos 'n no-till planter. Ek het dit vanoggend juis op 'n land gedoen wat baie vuil was. En werk hy? En dit ons wil nou sien of die vuil goed vrek, maar ek dink dit gaan werk. Want ons is gedruk vir tyd. Dis nou daai probeer klaar kry en ons kan nie nou staan nie. Nou Roan het vir julle hierdie goeders pas gemaak vir die trekker, né? Nou hoe hanteer die trekker met hierdie tanks op? As Nee, die trekker vat dit baie goed. Hy sukkel nie. En inteendeel, ek dink omdat daar 'n bietjie water op sy neus is, hou dit die trekker half gebalanseerd. So hy trek amper half beter. Hy trek eintlik amper beter. En uit 'n kom ons sê uit 'n visibility oogpunt uit om te kan sien, hulle is nie in die pad nie, né? Nee, hulle is glad nie in die pad nie. Jy moet maar versigtig wees vir drade of op jou wenneakkers soos waar daar 'n wal is. Ja. Soos enige persoon moet maar 'n bietjie versigtig wees. Jy moet maar jou oë oop en kyk. Maar dis nie dat hy plan nie. So jy kan self sien hy pas in op die ander wenneakker en die wenneakkers is kort. En as jy hom volmaak? As jy die tanks volmaak, hoe maak hy? Nee, kyk baie mense kyk. Hy gou koppelpyp of hardloop hy om die bo? Nee, hy het 'n koppelpyp onder op die neus. Ja. Maar binne in die trekker sê hy vir my, as jy na daai dingetjie toe gaan en jy gaan na die hoppers toe en jy druk hopper 1 of hopper 2 en dan wil jy hom volmaak, dan druk jy hom nou daar en as hy op sy maksimum is, hy vat 2000 liter, dan druk jy hom maar net weer daar en dan kan gee dit vir jou en dan kan jy maar net uitgaan. Dan moet jy nou maar net die hele tyd met jou oplet jou presentasie van jou tank. Te weet hoe vol is hy. Hoe vol is hy as hy leer word. Maar my mense kyk op die punt, kyk hulle ook maar. Maar daar is maar tye wat ek vergeet om dit in te sit en dan daar op die pyp tank is 'n pyp wat die water vloei vir jou wys. Ja. En hulle let maar net op daarna. En dan kyk hulle maar net kyk hulle maar net of hulle vir my wys nog gedraai of ek moet nou vol maak. Is nou tyd. En hy's redelik vinnig, né? Ja, nee, dit is vinnig. Ek dink is 3-4 minute. En jy kan sommer omdraai, né? As jy vat in terme van hoe maklik hierdie besigheid omdraai, want jy het hom nou op die Otto lift storie as ek dit reg het. Op die Otto steur. Ja. So jy moet hom net half kyk en op die kante kyk as jy draai vir walle of vir jou drade. Veral dat jy nie 'n nuwe draad haak nie. En jy kan nog altyd die vlerk optel as jy so wou, né? Die vlerk kan optel, maar hy's nie op hierdie een ingestel nie. Wow, okay. Ek gaan jou dit nou wys. As jy hom nou hier dan moet jy hom nou maar hier met die lift optel. Ja. Maar dis te veel, dit vat te veel tyd. En as jy hom nou op die punt gedraai het, moet jy hom eers weer sak. En dan gaan jy, maar as jy 'n draad het, kan jy dit gou doen. Jy kan dit doen. Of as jy dan nou wil, kan jy hom net outomaties stel dat hy as hy optel, dan maak hy dat hy opvou, ja. Met jou. Kom ons sit hom nog so. Soos ek vir jou sê, dit vat bietjie tyd.
En ek weet julle het nou al ruk gesukkel om te plant. Nou ek weet as hierdie ding nie plant nie, weet ek nie wat plant daar nie, seker niks nie. Nee, daar is niks van daar. Want ek het gesien net nou daar aan die kant, toe ek jou met die drone gejaag het, toe sien ek het amper vasgesit daarso, nee. Amper gesit. En ek maak net hy's deur op die einde van Hy gaan deur. En 'n groot planter sou nie daar Groot planter sal nie daar deur gaan, veral daai sleeplanter met die wiele agterop. Ek twyfel of hy daar sou deurkom. As jy nou hierdie configuration het, nee, hoeveel hektaar plant jy omtrent op 'n dag? Ek het nou eendag so 85, amper 90 hektaar geplant. Ja. Maar dan moet jy 5 uur moet die planter al in die land in. En die mense moet reg staan met die saad en die gif moet ook, hulle moet nie sukkel met die water nie. Dit is nou basies son op tot son onder. Son op tot son onder tot 6 uur, half 7 Amper 90 hektaar vir die dag. vir die dag, ja. Dis net omdat jy nie heeltyd hoef te stop vir kunsmis en daai tipe van goed te doen. Dis reg, ja. En daar waar jy al klaar geplant het, hoe lyk die stand? Goed is baie mooi, stand is ook reg. Hy plant baie goed hierdie planter en sy monitor en alles ook. So ek dink die stand is baie goed. Hier het ek hom nou gestel op 275.000 en vroeër aan die seisoen het ons die stand 'n bietjie afgebring na 250.000 toe. Maar omrede die tyd nou loop en dis nat, probeer ons om 'n bietjie dikker plant. Die boontjie is 'n snaakse ding, hy help mekaar uitdruk uit die grond uit. En dat hy stoot. En dat hy maar stoot, ja. Ja, want ek meen as jy kyk daarso die weer kom ook nog aan. Jy weet dat mense mooi as jy kyk nou daar, die land is nou 'n bietjie gewerk, so jy sien nie hoe nat is hy actually nie. Kyk daai. Hy's eintlik swart. Hier 'n bietjie vorentoe van die water lyk dit nie veel of hy nat is nie. Maar hier kan jy 50, sien. ja, hy's letterlik swart die land daar. Ja. Hier gaan jy lekker vassit. Dit kan ek jou sê aan daai kant. Ja. Dis ons buurman aan daai kant. Vir ouens wat kleiner stukkies grond het, nee, ek meen soos ons boere nou op Posseels eintlik, ek spot altyd daar op Vallards, nie draai plek en daai tipe van goeders nie. Dink jy hierdie planter is actually perfek? Ek dink so, as jy nou vat, hier het jy gesien, as dit ook nie baie groot lande nie. Hier is kontourwalle wat omtrent 1 hektaar, 2 hektaar is. En hy plant hulle soos 'n droom. So ek dink vir enige een wat so 'n planter kan bekostig en wat die tipe werk wil doen wat hy wil doen met hom, sal dit werk. En jy kan 12 rye op 'n slag plant. So dis nie 'n klein plantertjie nie, dis 'n groot planter nog steeds. Ja. Wat is die een ding, die planter wat jy die meeste like? Sy plantvermoë en sy hantering is eintlik alles baie maklik. Daar's nie 'n klomp hidroliese goed wat jy moet na kyk en maar baie ander planters het dit. En minimaal kettinge, nee. Hier is nie 'n ketting op nie. Hier's ook nie 'n bearing op nie. Dis alles buste. Ek dink 'n Teflon buste wat hier op is, ek's nie seker nie. En hier's drie punte wat moet gegrease word op hierdie planter. En die res het jy nie nodig om te grease nie. Nou omsoom ek gou die land. Daai implement wat voorwerk het baie ver voorgewerk. Dis ook om 'n bietjie tyd te spaar. So dan draai ek makliker op die land want dit is klaar geplant en die planter het section control op. Jy kan maar oor dit gaan. Hy sal nie weer daar plant nie. Dis wat dit ook net so baie lekker maak. En dan spaar jy baie tyd in die proses. Jy spaar baie tyd daarmee. As jy nou vat hierdie stuk wat ek nou omsoom weer, dit is seker maklik 2, 3, 4, 5 hektaar wat dan klaar is. As ek begin plant, dan plant ek net die binnekant uit. Hoe lank dink jy het julle nog oor hierso? Hier's nou nog 'n hele rukkie. Ek sal hom seker vanaand so halfpad slaap op hierdie land. Hierdie kontour gaan hierdie landjie sal ek nou seker binne 'n uur se tyd behoort ek hom klaar te maak. Maar nou is hier 'n klomp walle wat jy kan sien hier om my nog wat moet geplant word en hier's een aan die onderkant van my. Maar hy loop. Luister ek is nie snaaks nie, nee. Die grond is nat. As jy plant op amper water. As jy nou op jou rye kyk, kom ons kyk gou hierso. Kyk soos hierso. Daar kan jy sommer sien hy's amper waternat. Hy wil amper begin smeer. Ek weet nie wat gaan hier loop. En jy het nie issues met dat hy
Ek meen as dit regtig nou oormaat nat is, dan gaan hy obviously pak enige ding. Ek meen is nog klei grond op, né? Nee, hy sal maar net smeer. Want daar kan jy sien agter die planter smeer hy nie. Gewoonlik as hy smeer, maak hy 'n riffie. Hy maak daar 'n riffie wat Ja. so hard soos die klip word as hy son kry. En ek dink die kettinge wat hier op is 'n groot voordeel. Net mooi Want plat. daai wieltjies as hy opgedruk het, sleep hy hom half gelyk. Ek wys my sommer net van die tanks hierso. Die tanks kan jy afhaal as jy wil. Hy het net 'n knop hierso wat jy losknip. Ja, en hy het 2 pote wat hier inkom. Hier kom 'n poot in en hier kom 'n poot in. Ja, En dan het hy hier onder hidrolies. As jy wegstaan kan jy sien daar's hidrolies. So daai hele tank kan oortilt. so dan maak hy die hele tank. Hy tilt heeltemal So hy oor. kry voetjies en dan tilt hy oor en dan hoef jy nie verder te worry dat jy op die trek Dan kan jy hom afhaak ook. En as we aan die trekker se een miskien ook wil werk, dan tilt jy hom ook net op en dan het jy spasie. Jy maak hom net leeg, tilt hom op En dan kan jy werk aan hom. En jy het 'n gewone kom met pompie op of wat is hierdie? Dis 'n Novi maker maar diaphragm Dis 'n pomp. oorwentlike pomp ja. Gewone diaphragm pomp wat hier op is. Daar het hy sy downforce en sy upforce. Okay, Dis net daai levers wat jy moet stel en daai rooi levers wat jy moet stel. so dis nie dis sê om net dit nou net 'n eenvoudige, ek sê nou eenvoudig, maar 'n eenvoudige planter is in terme van net 'n balkplanter wat jy op 'n 3-punt dak. Hy het nog steeds sy downforce, hy het nog steeds Ja. al die tegnologie wat jy op die gewone planter Dis daar. En daar kan jy sien hier sit sy pype hier en sy silinder wat op downforce en dan kan jy op upforce, dan is hy in jou sandgronde, is dit nie nodig om hom so te druk. So al die veranderlike omstandighede, maak nie saak Self. nie. Jy kon hom gestel het en hy plant waar ook al hy moet. Hy pas homself aan by dit wat jy wil doen. As jy wil turf plant, dan kan jy hom downforce en as jy sand en ligte gronde plant, dan kan jy hom upforce en dit werk ideaal. Nou, as jy nou nie hierdie planter gehad het nie, wanneer dink jy het jy dit klaar gemaak hierso? Seker maar die 45ste Desember.